Saterdag was dit was 'n vreemde dag. So dit het vir my nog steeds 'n mate gevoel, soos as ek terugdink aan die game, voel dit vir my soos dit gaan verander. Soos iewers gaan daar nog 'n helfte wees en dan gaan ons doen wat ons geoefen het, want dit was absoluut chaos. Die goed wat ons gedoen het is, ouens het buite karakter opgetree, ouens het misgevang, ouens het snaakse skoppe gegee. Dit was eintlik so nie karakteristiek nie. Ons is soos klomp individue gelyk wat die eerste keer mekaar ontmoet het en iewers het iemand vir hulle gesê hulle is goed. En toe draai elke ou goed wees. Want dit het nie gelyk soos 'n span nie. Wel, dit het nie gelyk soos 'n span wat mekaar nodig het nie. Mens as afrigter, jy staan daar langs die veld en dinge gebeur nie. En ek dink die uniekheid van ons 3 afrigters, daar's altyd 1 of 2 ouens wat positief is en jy sê moenie worry nie, goed gaan verander, geen nog tyd. Dit gaan nou draai, maar ek nie sê op 'n stadium vir ons, hoorie, wanneer gaan die goed verander? Wanneer gaan dit verander? Wanneer gaan dit draai? Wat moet nog gebeur? Hulle het gelyk soos 'n span, selfe truie aan het en het hier en daar mekaar geduik en decent verstaan, maar dit was nie rugby nie. Ons was nie. Ja, dit was baie moeilik geweest. Ek het baie sê ek vir coach Gerald, soos dink jy soos hierdie gaan verander. Soos gaan dit iewers met ons tyd hardloop uit, soos gaan ons iewers beter raak. Ons het gehoop die draai gaan kom, maar ek dink die realiteit het ons al 3 besef, daar's nie tyd om te draai. Ja. Toe ons mekaar sien, wanneer gaan dit draai en wanneer iets moet 'n plek val, toe het ons besef dat die tyd is verby. Al draai iets, tyd gaan nie genoeg wees nie. Ons gaan nie daai kan terugkom. Want dit was net glad nie hoe ek het die span nog nie so gesien nie. Ja, so Saterdag was definitief die laagtepunt van die jaar. Ja, so ek dink na die tyd toe dit verby is, ek dink dis wat dit die ergste ding vir my was, is hoeveel mense daar was. En hoe mense voel dat jy die skool en jy die selfpaak, mense voel mense het hulle gefail. Maar jy weet jy het nie, maar ek dink wat dit erg maak is hoe mense soos met 'n mens margin het en hoe hulle ons al troos en goed en dit maak dit nog erger. As hulle jou net abuse het, sou dit makliker gewees het. Maar dat almal daar is en hulle wil en sê soos dit was amper en dit was goed en 'n mens weet soos as 'n coach, soos jy weet jy was nie goed nie. Soos jy weet wat kan jou span doen, jy het hulle al gesien. En dan besef mense soos ja, ek onthou ek het nog so gesit toe daar gestaan na die tyd en dis dit nie lekker nie, mense huil en alles en ek so sit daar en ek sien hierdie hele ding soos afspeel en dit voel vir my of ek in 'n derde persoon is en ek sê vir die Here soos Here, kan ons nie nog 'n kans kry nie, soos kan ons nie nog 'n kans kry net om soos beter te wees nie, want obviously wil ons gaan nie so ons beste game gee, jy weet, soos ons ag hulle hoog, soos ons ag hulle as worthy opponents, soos hulle is waardige, is 'n goeie span. So ons wil hulle ons beste gee as jy so speel. So ek onthou ek nog die Here gevra soos as al moontlikheid is, kan ons nie net iewers miskien nog 'n kans kry nie. En ja, want dit was nie goed genoeg nie.
So toe na die clash, soos die verkeerste ding wat jy wil hê is om te travel. En as jy een plek jy nie kan travel nie, is dit Merensky toe. En ek dink nou moet jy in hierdie Merensky week ingaan. Jy moet 'n smile op jou gesig sit. Jy's die groot mens, ja. Jy moet die ouens voorberei. Intussen is daar 1 of 2 niggles. Een ou kan vir 'n tyd nie rugby speel nie, klomp veranderings, weer proewe en nou weet jy Vrydagoggend klim jy op 'n bus en jy ry 7-8 ure Merensky toe. Op die plaas. As jy daar inry, daar staan welkom op die plaas. Altyd taaf. Baie moeilik. Oulike skool. Toe verloor ons daar ook. En yes, dat was gebeur, ons was gatvol. Ek sê by hoek of kroekie, maar afskop gaan en volkies trek sneller, né? Skor weer vinnig, dit gaan goed. Eerste helfte, die manne jol en toe sit soos tweede helfte, toe sit amper soos déjà vu teen 'n Gimmies en 'n Bergsig, soos of die ouens net nie op die veld is nie. Toe raai Merensky met Mering teruggekom en ek dink ons grootste losing vir ons gegee die seisoen. Hulle het ons met 15 odd punte gewen. En is weer daai quicksand effek. Niks gebeur nie. Ons sit naderhand 'n reserve of 2 op. Maar dit is net dit was amper nie was nie. Amper, dit was ons swakste vertoning van die jaar. Ek dink tot op hede, gevat ons het toe al seker 'n maklike 7, 8, 9 games agterredig toer ingesluit. Dink ek was dit all over was dit ons swakste performance. Ons was so half reg teen die muur gewees. Ons het soveel ambisie vir die seisoen gehad en soveel mooi drome gehad en in 2 weke se tyd in skerwe. Swaar getrek, lang pad terug huis toe gewees en nie lekker. Ek onthou ons het op die bus teruggery. Dis ver. As jy wen, is dit ver. As jy verloor en jy jou tweede verloor. So jy soos perspektief, net soos ons coaches sit, ek sal onthou, dit was soos die turning point, dit het soos alles verander, ons bymekaar gekroek sê ons, soos ons gaan nou 'n oplossing kry nou, voordat ons op Potchefstroom gaan ons 'n oplossing kry. Ons sal 'n oplossing kry. Want hoe kan 'n span wat in die pikreeks so goed presteer het en in die pikreeks finaal kon wees, nie speel nie, die clash verloor en potensieel nie eers semies maak nie. Soos hoe is dit moontlik? Soos hoe kan goed so vinnig verkeerd gaan? En dit is sport. Dit is die mooi en die lelik van sport. Dit kan gebeur. Maar ons het net gesê soos dit gaan nie gebeur nie. So ek onthou ons het nog gesit, toe begin ons. Toe sê ons, hoe lyk die span? Is die regte ouens daar? Is die regte ouens in posisies? Toe sê coach Gerald, ons gaan 'n posisionele skuif maak. Ons gaan vir Andrew skuif. Skuif ons vir Andrew. Ons het by die forwards om het gesê ons gaan 1 of 2 ander forwards skuif. En daarso het ons gesê, hoe gaan ons rugby vat? Hoe gaan ons gameplan vat? Ons gaan dit super eenvoudig maak. En ons gaan weer die laat sê, soos boys julle speel nou, soos in vir die hele Suid-dorp. En vir julle self, soos niks maak, soos dit maak nou meer saak. Daai eerste uur op die bus tot ons gestop het om gou kos en dit te kry was, ek dink jy kon 'n speld oorval in daai bus. Maar ek dink een van die hoogtepunte van die seisoen was toe ek en Johan en Mich op 'n midway bus op sulke 3 sitplekkies sit en sê, wat nou? En ek dink ons het hou, soos ons het ons een lynstaan move, ek onthou ons het halfpad terug gestop, dit was vrek laat in die aand, 9 uur of 10 uur. Toe sit ek en coach Gerald agter, toe roep ons die span agter in die bus en ons verduidelik vir hulle ons 2 lynstaan opsies. Dit is letterlik op die bus uitgefigure, soos hoe ons lynstaande gaan lyk, van nou af. So as ons het dit uitgefigure by 'n garage, het hulle dit gestap, gewalkthrough, op pad terug. Het gesê soos dis hoe het gaan lyk en ons gaan dit so doen. So vir my aan verduidelik, hy was very happy want dit het geëindig met 'n mol. So hy's happy. Het ons alle kan Pretoria vinnig net die seuns laat piepie en maar ons het ewen toe ons daar afklim in Pretoria vir daai vinnige badkamer breek. Toe is die ouens ook met ons kan dit in die lyn staan doen, ons kan dit doen, ons moet so hardloop. Toe verander dit alles. Ja.
ek dink wat die lekker daar was, ons het op 'n stadium so een vir een van die spelers wat op die bus was, vorentoe geroep en hy het gevra, wat is jou eerlike opinie, sonder om die regte ding te wil sê. Call a spade a spade. So, dit was so, ek onthou nog, daar het ons teruggekom en ek het net soos gesê, soos my vrou ook, soos, hoe is dit moontlik, soos hulle is beter as dit, ons is baie beter as dit. Nou slaat jy Gimmies, Merensky en toe die week daarna is dit Eldorijn. En Eldorijn wil jy eintlik gaan speel dat het, as jy iewers nog kan gly, kan dit daar wees, want Pretoria is ook daar en ons moet travel en ons het die jaar voor dit in die semies en hulle verloor. Na die hoeter, 1 punt. So soos Eldorijn het amper 'n bietjie van 'n kopding geraak. So toe gaan ons Gimmies, Merensky travel, deur Eldorijn travel. Ja, Eldorijn week. Dit was 'n groot week geweest. Ons het besef om enigstens aan ons seisoen bietjie ek sal maar sê rigting te gee. Eldorijn is nie onderhandelbaar. Ons moet hom wen. Vir ek en Mieg was dit 'n groot week. Gerald was die vorige jaar by die onder 16s geweest. Hulle het nie daar gespeel. Ons het in 'n semifinaal teen Eldorijn gaan verloor met 1 punt. Eintlik het ons die game gewen. Ons het in doodsnikke het Konrad 'n tip tackle skop. Ons verloor. Ons gaan die final toe in die verseker beker nie. Dit was vir ons 'n teleurstelling geweest. En ons was die dag die beter span op die veld. En nou gaan ons Eldorijn toe en hier agter ek en Mieg se kop, hoe hostile is ons behandel die oggend. Hulle het ons nie welkom geheug nie. Hulle het die verkeerde wapen op die bord gesit, verkeerde name. Ons was regtig in die woestyn gewees. En nou gaan ons terug soontoe en ons wil die draaipunt hê vir ons seisoen en ons moet die game gaan wen teen wil en dank Kamel Highwater, ons moet hom gaan wen. Hierdie was soos 'n resep hierdie was 'n resep vir 'n great span om net nou weer te wees. Maar toe wen ons vir Eldorijn met 1 punt aan die einde. Toe speel ons, daar was na die vakansie, ek onthou dit nog, soos, ons was vroeg ver op, ons het 2 of 3 voor en toe het hulle teruggekom, Eldorijn se goeie skop. En, maar toe ons daai, dit was verligtend. Daai soos 'n emosionele wen. En daar het ons gesien dat die skuiwe wat ons gemaak het, die chats op die bus, daai goed, daar's actually iets in dit van werk. En daar het ons weer belief gegee. Dit het weer gevoel soos die ou volkies. Gevoel soos die span wat gejol het voor al hierdie onderbrekings, voor die reën, voor die toer, het gevoel soos die span wat in die Pikreeks gespeel het. En dit was goed. So ja, ek dink na die vakansie het ons regtig goeie weke gehad, goeie wenne gehad. Ek dink mense kon sien hoe die self-belief by die seuns optel, omdat hulle inkoop in 'n stelsel wat die afrigters vir hulle bou waar hulle veilig voel. Wen, Bergsig, semies. 3de keer in dieselfde seisoen wat jy dieselfde span speel. As jy span 1 keer gewen het, is dit moeilik om die ouens die 2de keer te motiveer en te sê ons het klaar gewen, ons moet hulle weer wen. Toe wen ons hulle die 2de keer. Dit is baie moeilik om vir die 3de keer te sê, hey julle, ons moet weet in hierdie span speel. Want dit is net 'n mental ding dat as mense die hele tyd wen, dat jy as jy iemand al gewen het, soos dit voel vir my, dis altyd moeilik om die kinders te motiveer. Alright. Sê ons mekaar, right boys, Bergsig, soos ons het nou ver gekom. Soos ons op 'n goeie plek, weet, gameplan is uitgesorteer, weet wat ons wil doen. Bergsig, by ons, baie nice, deep self. Mense in die Suid-Dorp koop kaartjies. Hulle spaar geld om kaartjies te koop, om te kom kyk vir ons. Weer eens, voor die semies, vir die seuns gesê, boys, ons het nie so ver gekom net om so ver te kom nie. So ons het tot hier gekom, ons het nie maklik gehad nie, maar ons gaan nie hier stop nie. So ons het heeltyd vir mekaar gesê, wat kan ons doen om nog 1 week saam te oefen? Ons moet wen. As jy wen, kan jy nog 'n week oefen. As jy nog 'n week oefen, beteken dat jy kan nog 'n Saterdag speel. As ons nog 'n Saterdag speel, beteken dit nog 'n Saterdag wat ons saam mekaar kan wees. En dit was vir ons belangrik. Dit was ons belangrik om saam mekaar te wees. Want ons het geweet, is dit klaar, is dit klaar. So nou speel ons Noordvaal semifinaal teen Bergsig tuis vir die 3de keer. So die odds. hierdie kan 'n piesangskil wees.
want jy wen hulle in die pikreeks, jy wen Met hulle 1 punt. ja, met 1 punt. Nou wen jy hulle in die Noordvaal die eerste game gemaklik op die einde met 12 of 13 punte. So om dit nou in 'n kind se kop te kry in die skoolseuns om te sê dis nou juis waar jy nie gemaklik moet wees nie. Hierdie wedstryd is die belangrikste wedstryd van die hele seisoen. So Bergsig was vir ons goed geweest. Was 'n tawe game, stom deurgetrek. Hoef nie mooi te wees nie. Maar ons het gewen. En dit was goed. Toe wen Gouwens Veegland. En ek het gevra of ons nog 'n kans kan kry. So toe kry ons nog 'n kans. En dit het nie gesê dat die feit dat mense 'n kans het dat jy gaan wen nie. En dit het ook nie vir ons laat Destiny gaan maak dat ons wen die maaste kans gekry. En dis wat ek gevra het. Ek het gevra vir 'n kans en ons het 'n kans gekry. So ek dink die lekker ding van daai semifinaaldag is ons het vroeg gespeel en die ander semis was later by Gimmies. So toe ons wedstryd klaar is, toe kon ons nou so 'n bietjie saam sit en net gou kyk wat daar aan die ander kant aangaan. En dit was ook 'n wedstryd wat so beplank. Mense het nie regtig geweet wie gaan daai een deurtrek nie. En elkeen het maar sy opinie gehad wie hulle wil speel. Maar ek dink die groot ding, Mich het 'n storie agter dit en toe daai eindfluitjie blaas en Gimmies wen. Dink ek daar was 'n verligting, maar tog 'n opgewondenheid van ons kan die clash recreate. Nog een kans teen Gimmies. Ons speel in die dorp, ons gee weer vir die dorp iets om oor trots op te wees en opgewonde oor te wees. En toe weet ons, nou is dit ons tyd. Ek onthou nog ons het 'n uur vroeër gespeel ons semi. Ons het na die tyd gesit toe na ons game toe kom die ouens bymekaar en ons almal stream toe die game. En Nederland was actually in vir 'n shout. Ek dink hulle was op 'n tyd voor, as ek reg kan onthou. Of dit was baie naby. En ek dink die meerderheid van die ouens sou miskien teen Nederland wou speel. En ek het net soos gehoop binne my, gehoop, Gimmies wen. Vir die min kere. Maar ek het gehoop hulle wen want ek het geweet soos dit sal great wees om hulle weer te speel. Dit sal goed wees vir die skool, dit sal goed wees vir die dorp, dit sal goed wees tussen Potch. Daar's 'n klomp add-ons, verstaan, wat dit sou great maak en dit was vir my flipping special. So finals week, wat 'n voorreg. So ek as afrigter is altyd ek haat 'n semi verloor, 'n final kan ek nog hanteer want ek voel jy was daar. So ek dink ons groot fokus in die final week was kom ons fokus op ons. Kom ons fokus op volkies, dit wat ons moet doen, die detail wat ons moet regkry, hoe hanteer ons die situasies, skep scenario's. So ek dink Clash week was daar dalk baie gepraat oor Gimmies en wat doen hulle en wat moet ons doen. Waar die fokus daai week van die finale was, wie's volkies, wat doen ons goed en wat gaan ons doen. En ek dink daar was 'n baie kalmte onder die seuns. Ek dink daar was belief soos die seisoen aangegaan het dat maar ons kan Gimmies wen. STC final, hulle is hom 2.0. Classic Clash 2.0 het ek gesien in die koerant. Beker bly in Potch, wat ook al daai goedjies. Ja, STC Cup final. Soos ek dink ook onthou ons het daai maandag bymekaar kom. Niemand beseer nie. Alhoewel klomp ouens seer het. Soos daai tyd van die soos almal is fyn. Jy kan sien ou het pyn, hy sê my coach is reg, ek voel goed. Hy nie arm is gekraak, hy sê hy voel goed. Louis sknieg, dink jy daar's meer iets van sy meniscus oor hy sê hy voel goed. Hendrey skud my aan by oefening.
trek sy hand, ek kan sien hoe cringe hy gaan so eers nie, sy hand voel baie beter, hy kan voel hy's genees, maar hy kan nie eens 'n bal vang nie. So dit was, dit was special, en dis asof mens geweet het, soos, hulle het geweet. Dis asof ons, amper asof ons onthou het hoe sleg die clash was. Soos, jy hoef hulle nie te herinner het nie, hulle het geweet hoe sleg het was, en hulle het geweet. So mekaar gesê, ons het so rondgekyk, ons is die enigste span wat nog geoefen het, en ons het mekaar gesê, soos, daar's 4 afdeling, 2 spanne in elke afdeling, daar's minder as 15, 16 spanne wat nog rugby oefen, vandag. Verstaan, is ook 16 spanne in Suid-Afrika wat nog hierdie oor het. Op Saterdag is dit klaar. Al die verskillende afdelings, en dit was net 'n voorreg. Dit was, die laaste week het ons mekaar gesê, wat dink wat goed was, ons het dit anders hanteer. Ons coaches het vir mekaar gesê, ons gaan pressure afhaal van die seuns af, ons gaan baie meer 'n normale week hê, ons gaan smaal op hulle gesigte sit, soos hoe kan ons dit van maak, hoe kan ons dit lekker maak, hoe kan ons, hierdie is 'n voorreg, dis 'n voorreg om rugby te speel, so kom ons sien dit in daai lig, die manier hoe ons oefen, die manier wat ons doen, soos, is dit 'n voorreg en ons is besig om mekaar beter te maak, en kan ons die laaste tyd saam geniet. Dit was die groot ding, soos hoe kan ons hierdie geniet, want ons gaan nooit weer maandag hê nie, ons gaan nooit weer dinsdag hê nie, ons gaan nooit weer donderdag hê nie. En ja, Hannes wou nie gespeel het nie, tot die dinsdag. Weet jy daarvan? Hy wou nie gespeel het nie, ja. Sy is beseer, hy het nie maandag geoefen nie, dat die doktersbrief aankom. Sit op die paviljoen, kyk my reg om so. Dinsdag, toe laat ons hom kleer, Dinsdag kry ek hom op die stoep, ek sê, wat gaan aan met jou? Begin hy huil, hy sê, ek is bang meneer. Ek sê, jy het vrees in jou kop, wat gaan aan, maak of jy rug seer is? Ek het flip hom bid, ek kom daar op die stoep. Ek sê vir my, jy is klaar bang gewees. So sulke stories van nou is het mense dit vertel en mense hoe jy maak nou ja, anders, sy sê nee, ek was bang. Daai game te speel, ja, ons meneer rugby. Met hulle besig. So hy sulke goed soos, en hy wou nie gespeel het nie, hy wou nie, hy was bereid om te join. En ja, ons is reg. Ek was baie storieetjies oor en weer die week, en wat, maar Saterdag, talk is cheap, maar nie baie te whisky. Vir die eerste keer het het my gevoel soos, hulle is daar wil, the main thing is gonna be the main thing vandag. En ja, joh, dit was goed, dit was baie goed. So het sy 1 of 2 positionele skuiwe gemaak. En ons moes start, ons moes besluit het wie is gestart, want ons het dit perfect. Ons het 'n goeie bench gehad. Tweede span het aanhou oefen. Actually, een van die suksesverhale, ons hele tweede span het saam met ons geoefen die laaste 3 weke. Daaikies het gekraai, dit gekraafd. Meneer PW het net gesê, tweede span, hy was tweede span coach. Bedoel, na seisoen, hulle het 'n great seisoen gehad, hulle het ook die liga gewen. So hulle kon maklik gesê het, is klaar, ons het ons kant gebring. Hy het net gesê, boys, ons is by oefening, ons help die eerste span. Die wedstrijddag gespeel, het was eintlik 'n baie kalm dag. Ons het daar gesit en die ander games gekyk, die seuns was rustig, 'n kalmte, ons het opgedraf en die ouetjies het die games gejop. En baie van die goed wat ons geoefen het afgekom. Ja, so ek set eers die bal op, kyk ek vir 'n target agter die pale. En dan mik ek baie klein, want hoe kleiner die mik, hoe kleiner gaan die mis. Dan vat ek 5 tree terug, as dit 'n verder skop is. En dan kyk ek net of is my bal nog reg opgeset en alles. En dan net om my angles beter te maak, trap ek 2 tree links. Al wat ek vir myself herhaal is, dit gaan stupid klink, maar gebruik jou arm, hou jou kop af en volg deur. En dit is al wat ek vir myself sê, en dan 5 sekondes voor ek skop, kyk ek het vir die plek op die bal waar ek die bal wil tref.
onthou ons het nog so gesit en ek dink Gerald het gesê ons moet blind speel. Maar dit was uncharacteristic want ons was ons eie kwartgebied. En toe kom Henny around the corner. Breek Henny pas terug vir Johan pas vir Kwan. En dit is asof dit so slow motion net soos alles vir ons afgespeel het. Soos hier gaan ons gaan miskien weer score. Never mind, posisioneel daar soos 30 sekondes oor. Tackle vir Kwan, daar's 'n raak. Een of ander manier het ek dink ons het een keer gepie, Kwan kry weer die bal en hy skop. Alles skree so skop, maar hy is stil. Maar hy skop toe die bal, so ek dink hy het hom soos 30 meter hoog geskop en 2 meter uit. Soos my gevoel of hy bal nie eens gaan uitgaan nie. Ja, ek onthou, ek dink die volgende 10 minute kan ek niks onthou nie. Ek dink dit was en dit was net soos ek het gevoel of mens soos uitstyg en dit het soos in soos dadelik het ek soos teruggegaan in tyd en gesê soos hier's presies soos ons 2 maande verder en dit het presies omgedraai. Soos wat hulle van die paviljoen af gehardloop het met die clash en ons kinders het gestaan het hulle net op die paviljoen gebly en ons kinders het net soos van oral af op die veld gehou. Soos die ouens het paar toe gekom, van die senior ouens, van die senior ouens het besef soos, dat al besef was van die matriek self dat dit is nou klaar. En dis hulle laaste. Ja, as ek vir die matriek saak maak, sal dit altyd met die span goed gaan. Positief stage. Ja, dis my erg. Ek kan nog nie so baie detail actually gepraat nie. So vir my om dit 2 keer te beleef in 'n ou se afrigtingsloopbaan is spesiaal. Ek moet sê, eerlikwaar, dit was spesiaal geweest. Dit was lekker geweest. Toe kyk mens rond en toe sien mens die Suidorp is trots. Die voeltjies was daar. En dit was lekker. En dit was goed geweest. Obviously die stories en die journey en elke kind se storie in die hele seisoen sal klomp video's moet maak om al die stories te kan vertel, maar soos hulle Tabo op die einde sê, soos 'n champ, soos 'n champ. En ek kom vir die Suidorp af. Jullie dan waar je kop bent, voel zoals een champ. Van die Zuidorp af, zie je. En dit vir mens die moeite werd gemaak. Al die bustrips, al die travel, al die speel, al die coaching, al die goed het. Daai het dit die moeite werd gemaak om te sê soos, dis hoekom ons doen wat ons doen. Dis hoekom ons in die onderwys is. Dis hoekom ons afrig. Want as jy in die onderwys is en jy rig af, dan ken jy net soos kinders 'n klein bietjie beter, want jy sien hulle 'n klein bietjie meer en jy weet hoe belangrik sekere goed vir hulle is. En dit was, soos ek sê, super Sutton special. Soos Gerald sou sê. Maar ja, soos was full circle. Om weer daar te kon jol. Ja, ons was trots. Self pak het gevat.